So, vanaand wil ek met julle gesels oor moving on. En dit gaan daaroor dat ons as die liggaam van Christus, ons het 'n job om te doen, hierso. Ons moet iets doen. En vir een of ander rede wat ek nie verstaan nie, het die Here vir my 'n geweldige liefde en 'n geweldige kompassie gegee vir die liggaam van Christus. Ek love die kerk. En ek dankie Marie. En ek weet mense kry seer in die kerk, ek weet daar gebeur weird goed in die kerk, ek het baie van daai goed self gesien en ge-experience in my lewe, maar ten spyte van dit, het die Here 'n liefde vir die kerk in my hart gesit, wat daar is constantly, dit gaan nooit weg nie. En hy share met my goed oor die kerk, en baie van dit is baie challenging, en die eerste een wie sy hart uitgesorteer moet raak is myne. So, dit wat ek met julle share, is altyd eers goed wat ek in my eie lewe uitsorteer. En dit is nie altyd maklik nie. Baie van die goed wat ek vanaand met julle gaan share, moes ek uitgesorteer het in 'n tyd wat baie moeilik vir my was. Dit was nie lekker nie. Alles was verkeerd, niks was reg nie. En ek was in 'n struggle geweest met die Here. Ek onthou ek het my eetkamertafel gesit en ek het vir die Here gesê, Here, daar staan in die woord, every promise is yes and amen. Maar vir my is dit nie so nie. U het nie u promises vir my waar gemaak nie. Ek doen alles wat ek dink ek kan doen. Ek weet nie wat om nog te doen nie. Wat moet ek nog doen? Ek het al alles gedoen. Ek weet nie hoe om u te please nie. Hoe kan ek u happy kry dat u my net help asseblief? Die Bybel sê, all the promises are yes and amen, maar ek sien dit nie in my lewe nie. Wat gaan aan? Ek was so upset. En die Here sê vir my, is jy seker die fout lê by my? En ek moes gaan kyk wat gaan in my hart aan. En dit was taaf, dit was nie lekker nie, want niks anders was lekker nie. Ek was nie in 'n safe space nie, ek was in 'n baie ongemaklike space. Dit was regtig sleg. Maar ek wil julle challenge vanaand, as die Here met jou praat, deur dit wat ek vanaand vir jou share, met jou gaan share, sort jou hart uit. Want aan die ander kant van dit, is daar lig, en daar is lewe, en daar is beloftes, en daar is 'n hele kingdom, en daar is grace, en daar is mercy, en daar is revelation. En Jesus is daar, hy staan daar, hy wag vir ons om net deur te breek, hy wag vir ons om ons eie staf net uit te sort, laat ons hom net kan sien. Hy wag daarvoor. En as ons net by ons eie issues verby kan kom, en regtig met opregtheid gaan kyk wat in ons hart aangaan, then we can move on. Dan kan ons aanbeweeg, want anders is ons stak. So as jy voel jy is stak, as jy voel, ouens, ons sien mense in die kerk wat 10, 20 jaar al sit, hulle is stak. Vir 10 of 20 jaar sit ons met dieselfde issues, ons huil oor dieselfde goed, ons het dieselfde probleme, ons kom nie by dit verby nie, we cannot move on. And we as a body need to be healed corporately. Ons moet saam beweeg, we need to be of one mind and one heart. Ons het 'n job om te doen. Jesus Christus is in ons, hy is in jou, hy is nie ver nie, hy is in jou. En al wat jy moet doen is net om eerlikwaar te gaan check, wat gaan in my hart aan. Dit is 'n challenge, maar dis die mees rewarding ding wat jy ooit in jou lewe gaan doen. Dit gaan jou lewe verander, en dit gaan amazing wees aan die ander kant. Beloof julle, dit gaan die Here gaan doen, is net amazing. So hierdie boodskap kom uit Hebreërs uit, ek is al 'n paar maande in Hebreërs besig, en ek trek nou by hoofstuk 6. En die Here het 'n baie spesifieke boodskap in Hebreërs wakker gemaak vir my, wat ek graag met julle wil share vanaand, maar ek wil begin met Hebreërs 6 vers 1, en ek lees dit uit die Nuwe Lewende Vertaling uit. Ek weet nie of julle daar gaan sien vanaand nie, maar dis okay. So Hebreërs 6 vers 1 in die Nuwe Lewende of die New Living Translation is Engels, sê die volgende. So let us stop going over the basic teachings about Christ again and again. Let us go on instead and become mature in our understanding. Surely we don't need to start again with the fundamental importance of repenting from evil deeds,
placing our faith in God. You don't need further instruction about baptism, laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment. And so, God willing, we will move forward to further understanding. Dit is wat die skrywer van die Hebreërs vir die gemeente skryf. En hy noem 6 goeders daar, so die New King James Version noem het elementary principles. 6 goedjies, elementary principles. Repentance, faith in God, baptisms, laying on of hands, resurrection from the dead en eternal judgment. Hierdie is die elementary principles. Hierdie is ook die goed waaroor die kerke al vir eeue met mekaar beklei. Dis asof ons net nie oor dit kan kom nie. En ons gaan hierdie goed onder die knie moet kry. Die elementary principles is staf wat jy gaan moet uitsorteer in jou hart met Jesus, sodat jy kan aangaan, sodat jy kan groei en volwasse kan word in Jesus Christus. So dit is ons challenge. Dit is ons challenge. En ek gaan vanaand met julle 'n bietjie daar gesels. Ek het interessante statistieke hier wat ek met julle wil share vanaand. Die goeders is gedoen in Amerika. Hierdie navorsing wat gedoen is, kom uit Amerikaanse inligting uit. 30% van Amerikaanse Christene, met ander woorde, net 30% van die ouens wat hulle self identify as Christene, is actually aktief. En dan meet hulle dit teen ouens wat kerk toe gaan. Dis hoe baie dit is. Dis hoe hulle dit meet. 88% van alle jong mense gaan uit die kerk uit op die ouderdom van 18. Dis bad, 88%. Die Barna Group van Richmond, van Research, het navorsing gaan doen en hulle het gevind dat net 9% van ouens wat sê hulle is Christene, hulle siening wat hulle het oor goed wat aangaan in die wêreld, align met die Bybel. Net 9%. Met ander woorde, net 9% van die ouens wat kerk toe gaan, laat toe, dat die Bybel 'n invloed het op hoe hulle goed sien wat aangaan in die wêreld. Dit is, ouens, the body of Christ is limping. Hierdie goed lê ontsettend na in my hart. En dit is regtig, dit is 'n desire in my heart om die liggaam van Christus te sien, om te funksioneer in sy volheid, in die krag van Jesus Christus, om verby hierdie statistieke te beweeg. Hoekom net 9%? Dit beteken net 9% van Christene glo dat Christus the truth, the way and the life is. 9%? Ek meen, geen wonder die kerk is in 'n toestand nie, geen wonder mense hardloop van ons weg in hulle hordes nie. En ons het nodig om daai vraag te vra, hoekom? Hoekom gebeur dit? Wat gaan aan? Wat gaan aan met ons ouens? Wat weet ons nie? Wat is die probleem? Hoekom sit ons met hierdie statistieke? Hoekom hardloop 88% van jong mense van die kerk al weg? So, ek wou net met julle hierdie goed share, dat julle kan sien hoe die situasie lyk daar buite. En dat ons ouens, ek en jy, die mense wat hier so vanaand sit, ons is die liggaam van Christus. Ons is die mense wat God geroep het by sy naam om in die wêreld in te gaan en 'n verskil te maak. Dis ek en jy. Daar is nie iemand anders wat hande opsteek nie. Ons is die mense wat vanaand hier is. Ons is die mense wat in die kerk is. Ons het ons hande opgesteek en sê, ek is 'n Christen, ek volg Jesus. So ons het nodig om uit te figure, wat's fout? Hoekom kan ons nie aanbeweeg nie? Hoekom is ons stak? En hoekom hardloop mense van ons al weg by die hordes? So, wat ek gesien het in Hebreërs in die laaste tyd, wat ek tyd daaraan spandeer het, en ek gaan dit so vinnig met julle share, ons gaan begin by hoofstuk 1, hopelik gaan dit nie te lank vat nie, ek gaan probeer om dit kort te hou. Maar ek wil net met julle share wat ek gesien het in Hebreërs. En Hebreërs skryf, die skrywer van Hebreërs, ons weet nie wie hy is nie, maak nie daardig saak nie, ons moet glo wat daar binne staan is, en die woord is geïnspireer deur die Heilige Gees. En hy sê in hoofstuk 1 begin hy, en waarmee hy besig is in die eerste gedeelte, in die eerste paar hoofstukke van Hebreërs, is hy besig om die beeld wat die kerk in hulle harte het van Christus reg te stel.
Hy sê vir hulle, Jesus is the express image of God the Father. So as jy wil weet hoe lyk God, moenie kyk na die wet nie, moenie kyk na die Ou Testament nie, kyk na Jesus. Hy is die express image. Hy is die een wat vir ons wys wat God se hart is vir ons. En dan gaan dit aan en dan verduidelik hy vir hulle, Jesus is nie net 'n engel gewees nie, hy was die seun van God. En ja, in die Ou Testament het God deur profete gepraat, maar nou praat hy deur sy seun. Hy praat deur sy seun. So ons moet ons steun aan dit wat Jesus sê. Dis belangrik, hy is die seun van God, ouens, ons moet dit glo. Hoofstuk 2 gaan oor ons salvation. En dit sê, do not neglect such a great salvation. Weet ons ooit, wat is ons salvation? Verstaan ons die woord, weet ons waaroor dit gaan? En dan verduidelik hoofstuk 2 vir ons, wat het Christus gedoen om hierdie salvation van ons te kry? En dan, van daaraf gaan ons in hoofstuk 3 in, waar hy begin met vers 1 wat sê, Consider your apostle and high priest, Jesus Christ. En in hoofstuk 5 gaan hy verder en verduidelik hy verder vir hulle, Jesus is hoër as die hoëpriesters. Hy is nie onderworpe aan die stam uit wie hy gebore is nie. Hy is gekies deur God om 'n hoëpriester te wees. So hy gaan en hy is besig om die beeld wat die kerk van Christus in hulle harte het, te align met die truth. En dis die eerste ding dis waar ons begin, dis ons stap 1. En as ons kyk na hierdie statistieke wat ek genoem het, dan kom ek agter, die kerk glo nie regtig dat Christus is wie hy sê hy is nie. Hulle glo nie dat dit wat hy preach die ultimate truth is nie. Ons leef in hierdie tyd van relativity. Daar waar ek is, my waarheid en jou waarheid, hoef nie dieselfde waarheid te wees. Ons kan doen wat ons wil, ons kan leef soos ons wil, ons kan Christene wees, ons kan kerk toe gaan, maar my waarheid en Lente se waarheid, dis okay. Hy is liewe Jesus, hy love ons almal. Ons kan glo wat ons wil, dis fyn. Ouens, dit is nie fyn nie. Dit is nie fyn nie. En as ons aanbeweeg van hoofstuk 3 af, hier by vers 7, hoofstuk 3 vers 7, na hoofstuk 4 vers 7 toe, dis 20 verse. En daai 20 verse praat die Here 6 keer deur die skrywer met die kerk oor die kondisie van hulle hart. En dit is die ander rede. Dis daai 2 goed. Maar die probleem is, as jy nie die kondisie van jou hart uitsorteer nie, gaan jy sukkel om die beeld wat jy van Christus in jou hart gebou het, te verander. Want jy het nodig om die Bybel te gaan lees en te gaan kyk wie Christus sê hy is. En dan moet jy gaan en dit wat in jou hart aan die gang is, align met wat die woord sê. Maar as die kondisie van jou hart verhard is, dan gaan jy dit nie kan doen nie. Want jy gaan nie toelaat dat die Bybel in die pad staan van dit wat jy glo nie. So, ek moes hierdie goed doen. Toe Jesus my gesê het, waar dink jy lê die fout? By my of by jou? Moes ek sê, dit was 'n kruispunt in my lewe. Ek moes 'n besluit neem. Op daai stadium moes ek besluit, gaan ek die Bybel glo of nie? Gaan ek glo every promise is yes and amen, of gaan ek nie? Gaan ek my hart ondersoek? Gaan ek my self-centeredness uitsorteer? Gaan ek my self-righteousness uitsorteer? Gaan ek my pride uitsorteer? Gaan ek my anger uitsorteer? Gaan ek my bitterness en my unforgiveness, gaan ek hy goed uitsorteer? Gaan ek kyk wat in my hart aangaan en ek gaan hy goed uitruk, wortel en tak? Al die seer, al die teleurstelling. En dit gebeur nie net in 'n oogwink, net so nie. Dit is 'n proses en dit gaan nog steeds aan en daar's nog steeds goed in my hart wat ek moet uitsorteer. But at least I have left. I'm trying to move on. Ek wil verbykom, ek wil groei, ek wil volwasse raak, ek wil kom by dit wat Christus my voorgeroep het. Ek wil nie stak wees nie. Ek sê vir Marie, ek gaan nie vrek in die woestyn nie. Ek gaan nie vrek in die woestyn nie. Marie het ons gaan nie vrek. We're going to move on. Ons gaan kyk wat in ons harte aangaan. So ek wil met julle daai share, as julle dit kan sien. Ons begin by Hebreërs 3 vers 7. En daar kan ook 'n vers of 2 wees wat ek geskiep het. Kan gebeur. Ek
Ek sien ook nie altyd alles raak nie. Hebreërs 3 vers 7 sê, do not harden your hearts as in the rebellion, in the day of trial in the wilderness. Vers 10 sê, therefore, I was angry with that generation and said, they always go astray in their heart. Hier, in jou hart. Dis waar jy van Jesus al wegbeweeg. Vers 12 sê, beware, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Vers 13 sê, but exhort one another daily while it's called today, lest any of you be hardened to the deceitfulness of sin. Vers 15 sê, while it is said today, if you hear his voice, do not harden your hearts as in the day of the rebellion. In vers hoofstuk 4:7 sê again, he designates a certain day, saying in David, today, after such a long time as it's been said, today, if you will hear his voice, do not harden your hearts. 6 keer in daai 20 verse. Is die mic weird, of is dit ek? Is hy fine? Okay. 20 keer in daai, 6 keer in daai 20 verse, kom die skrywer, en hy waarsku die ouens, en hy sê vir hulle, moenie jou hart verhard nie. Baie interessant, hy praat met die kerk. En is die mense in hulle kerk, jy is die een wat jou eie hart verhard. Dus ek kan nie jou hart verhard nie, en James kan nie Clarissa se hart verhard nie, en Rizaan kan nie Mariette se hart verhard nie. Jy doen dit aan jouself. Jy is die een wat jou hart verhard. So ons gaan 'n bietjie verder gaan en kyk, wat sê Jesus verder oor 'n harde hart. So ek het op 2 stukke afgekom in Markus, wat ek graag met julle wil deel. Want ons is besig om te kyk, wat is fout met ons? Hoekom ons so stak? Hoekom kan ons nie aanbeweeg nie? En ons het nou gesien, die een probleem is, ons het 'n verkeerde beeld van wie Christus is in ons harte. So ek het 'n bietjie actually gaan kyk daarna. Mense dink hy is hierdie mystical Jesus, jy weet nooit wat om te verwag nie. Miskien gaan hy jou bless, miskien gaan hy jou kus, miskien gaan hy jou gesond maak, miskien gaan hy jou siek maak, miskien gaan hy obstakel uit jou pad uithaal, miskien gaan hy een insit. Wie weet? Wie weet wat hy gaan doen? Niemand weet nie. Dis nie waar nie. Dis nie wie hy is nie. Ander mense dink, he's the old man upstairs, ver en oud. Weet nie wat gaan aan nie. Het nie bygebly met die tyd nie. Behind the times is wat ons my ma altyd gesê het. Dis ook nie wie hy is nie. Ander mense dink, hy's liewe Jesus. Hy's heeltyd happy met ons. Ons kan doen wat ons wil. Ons kan gaan waar ons wil. Ons kan sê wat ons wil. Ons kan leef soos ons wil. Hy is happy. Ouens, ons moet die prent en die beeld wat ons in ons hart van Jesus het, regkry. Ander dink hy's 'n judge. Sit net 1 voet verkeerd, my vriend. 1 voet. Dan is jou moeilikheid daar. Dis ook nie wie hy is nie. God is love. And you can love him because he loved you first. En ons het nodig om dit te weet en seker te maak, dis 'n waarheid wat so vas is in ons harte. Want ons gaan, daar kom 'n tyd wat ons dit gaan nodig hê. Dat ons consciousness moet verseker, dat ons verhouding met God, ons stand met hom is reg. Ons moet onsself, ons hart kan verseker, dat we are righteous. Daar's niks tussen ons en God nie, ons is righteous. We are the righteousness of God in Christ Jesus. Ons het nodig om hierdie waarheid te weet rond ons homself en Allah. Maar in elk geval, kom ons gaan terug na wat ek gelees het in Markus. Dis Jesus en sy disippels, Markus 6, vers 54 tot 52. Dit sê, immediately he made his disciples go into a boat and go before him to the other side, to Bethsaida, while he sent the multitude away. And when he had sent them away, he departed to the mountain to pray. Now, when evening came, the boat was in the middle of the sea, and he was alone on land. And then he saw them straining at rowing, for the wind was against them. Now about the 4th watch of the night he came to them walking on the sea, and would have passed them by. And when they saw him walking on the sea, they supposed it was a ghost, and cried out. For they all saw him and were troubled. But immediately he talked with them and said to them, Be of good cheer, it's I, do not be afraid. Then he went up into the boat to them, and the wind ceased.
And they were greatly amazed in themselves beyond measure and marveled, for they had not understood about the loaves, because their heart was hardened. Dit is wat Christus sê van sy disippels in die woord. Die goed wat hy gedoen het, die miracles, hulle het iets gemis wat hy gekommunikeer het, want hulle harte was verhard. Volgende stuk, Markus 8, vers 13 tot 21. And he left them, and getting into the boat again, departed to the other side. Now the disciples had forgotten to take bread, and they did not have more than one loaf with them in the boat. Then he charged them, saying, Take heed, be aware of the leaven of the Pharisees, and the leaven of Herod. And they reasoned among themselves, saying, Is it because we have no bread? But Jesus, being aware of it, said to them, Why do you reason because you have no bread? Do you not yet perceive nor understand? Is your heart still hardened? Having eyes, do you not see? Having ears, do you not hear? And do you not remember? When I broke the 5 loaves for the 5,000, how many baskets full of fragments did you take up? Then they said to him, 12. Also, when I broke the 7 for the 4,000, how many large baskets full of fragments did you take up? And they said, 7. So he said to them, How is it that you do not understand? En wat ons moet sien, hierso is dieselfde ding wat ek sien in Hebreërs. Hulle persepsie, hulle beeld van wie Christus was, en dit wat hy probeer kommunikeer het, dat hy hulle vader is, dat hy hulle lief het, dat hy vir hulle gaan sorg, dat hy na hulle gaan kyk, dat hy hulle voorsiener is, dat hy hulle geneesheer is. Hulle het hierdie goed in aksie gesien, hulle het gemis, want hulle harte was verhard. Hulle kon nie sien wat hy besig was om te doen nie, hulle kon nie die boodskap kry nie, hulle het nie verstaan wat hy besig is om te kommunikeer nie. Hy het vir hulle gesê, the kingdom is at hand. Hy het gekom om ons vry te maak, hy het gekom om ons gesond te maak, hy het gekom om ons te genees en ons sondes te vergewe en om vir ons te sorg, en daar te wees vir ons elke dag, maar hulle het dit gemis, want hulle harte was hard. Weereens, die beeld van Christus in hulle harte was nie reg nie. Hulle het hom gesien as net nog een van hulle. En daarom het hulle gemis wat hy probeer kommunikeer het aan hulle, want hulle harte was hard. So, ouwens, ek het 'n toetsie saamgebring vandag. Dis nie my toets nie, dis iemand anders se toets, maar dis 'n toets wat ek met julle wil share. Dis 7 toetse wat ons gaan doen. En ek wil hê, jy moet jou eie hart ondersoek, terwyl ek oor hierdie goed gaan praat. Iets blom my, is okay, so weggaan. Okay, so ons gaan deur hierdie 7 toetse gaan. Ons gaan so 'n bietjie tyd vat. Ons praat van 7 red flags. So, as jy deur hierdie goed gaan, jy hoor wat ek met jou share, en jy kom agter, oepsie, dan gaan daar 'n vlaggie op, is 'n red flag. En dis nie nice nie, ek weet, maar dis nodig. Want as ons wat vanaand hier is, regtig, ons harte gaan uitsorteer, en besluit om aan te beweeg, dan gaan ons 'n lig in Stilbaai wees. Ons gaan 'n krag wees waarmee rekening gehou moet word. Want ons is besig om aan te beweeg. Ons is besig om dit wat agter moet bly agter te los. Ons is besig om te groei in Christus en volwasse te word in hom en ons nonsens uit te sorteer en ons fights met mekaar agter te los en te staan vir dit wat werklik reg is. Ons is een, ons is 'n liggaam. We are the body of Christ and he wants to move through us. We are the ones. Dis ons. Elkeen kyk soos julle mekaar hier sien. Dis ons. Dis ons wat dit gaan doen. So hier kom die toetsies. En toe ek hierdie toets gedoen het, raai wat? Al 7 vlaggies het opgegaan. Al 7. So. Laat ek net eers 'n slukkie water vat. Okay, so as daar 'n vlaggie opgaan, jy gaan okay wees. Sort hom uit. Jy en Jesus. Okay, nommer 1. When you are in his word, there will be joy in your heart. Okay, dit kry ons Psalm 19 vers 8.
Dis okay, is my nie worry as jy nie, ek gaan dit lees. Dis okay. Ek het so 6000 skrifte vir Marie gegee. Sorry Marie. Psalm 19 vers 8 in die New Living Translation klink so. The commandments of the Lord are right. They bring joy to the heart. The commandments of the Lord are clear, giving insight for living. So, wanneer jy tyd in die woord spandeer, as jy die Bybel lees, en jy sien waar daar staan, dan raak jy excited. Dit bring joy. Dis dis lekker, ek wil nog, ek hou hiervan. Jy kry 'n revelation van die Here af, en hy share iets met jou wat personal is. Dit is amazing. Dis amazing. Dis die lekkerste ding. As jy dit beleef, gaan jy addicted raak daaraan. Ek kan dit nie los nie. Ek wil net dit doen. Maar kan nie, ek moet ander goed ook doen. Anyway, so as jy tyd in die woord van die Here spandeer, dan it will bring, daar gaan blydskap, it will spring up in your heart, joy. Dit gaan nou wees. Want Psalm 19 vers 8 sê, the commandments of the Lord, met ander woord, die woord van die Here, dit wat hy met jou share, brings joy to your heart. Okay, dis die eerste toetsie. Nommer 2. Your heart will love to seek and know him. Your heart would love to seek and know him. En ons kry daar in Psalm 27 vers 8. En dit klink so in die New Living Translation. My heart has heard you, come and talk with me. And my heart responds, Lord, I am coming. My heart has heard you say, come and talk with me. And my heart responds, Lord, I'm coming. Met ander woorde, as die Here met jou praat en hy sê vir jou, ek soek 'n bietjie tyd saam met jou. Kom, sit bietjie daar, iewers op die bank of in jou kamer of in jou private plekkie. Jy met die Here praat. En dan sê jy, ek is nou besig. Ek dink ek sal môre. Jy is ook besig om 'n seepie te bench of iets, ek weet nie. Ons almal doen stupid goed. Ek ook. Maar is dit nie amazing om daardie respons te kan hê nie? Lord, I am coming. Hy sê, kom, ek wil met jou gesels, ek wil tyd met jou spandeer, kom. Ek sê excited, ek wil iets met jou share, kom. En jy sê, Lord, I'm coming. Hier gaan ons, ek gaan iets amazing met my share. Dis toets nommer 2. Is julle okay? Okay. Nommer 3. Nommer 3. Your heart will trust him and rejoice in him. En ons kry daai gedagte in Psalm 28 vers 7. The Lord is my strength and shield. I trust him with all my heart. He helps me and my heart is filled with joy. I burst out in songs of thanksgiving. Hier is 'n plek in jou hart wat jy regtig die Here vertrou. En die ding is, geloof, faith, ons geloof, vloei uit ons hart uit. So as ons hart is, dan kan ons geloof nie werk nie. Want dit is stak daar aan die binnekant, dit kan nie uitkom nie. En as jou geloof stak is in jou hart, want onthou, jy het geloof, is nie dat jy nie geloof het nie, jy het dit. Jy het geloof. Elke een van ons het the measure of faith gekry. En Jesus sê, I am the author and the finisher of your faith. Hy is die originator van ons faith, ons kry by hom soos het dit. Maar as jou hart soos 'n klip is, kliphart, dan kan hy geloof, daai faith kan nie vloei nie. Dit is stak. En dit maak dat ons stak is. Dit is hoekom ek vir die Here gesê het, elke promise is nie yes en amen nie. Want my hart was hard, en ek het nie besef, ek moet dit wat ek wil hê deur geloof kry nie. Ek het gedog, as ek 'n rockstar is, en ek ry mense kerk, en ek bid vir mense, en ek leer mense, en ek sing in die band, en ek weet nie wat ek ons gedoen het nie, dan gaan hy happy wees. Dan gaan hy happy wees. Geloof, ouens. Geloof. En jy gaan kom op die plek waar jy die Here vertrou. Waar jy daai trust in hom gaan hê.
En wanneer goed teen jou kom, wanneer circumstances teen jou kom, en dinge is nie lekker nie, dan kan jy sê, ek ken Jesus. Ek vertrou op hom. Ek weet wat hy al vir my gedoen het, en ek weet hy gaan dit weer vir my doen. Daai trust het jy gebou in 'n relationship wat jy met hom gehad het. Nommer 4. Your life will reflect the health of your heart. Jou lewe gaan, hoe gesond jou hart is, reflect. So as ons kyk na mekaar se lewens, as jy kyk na my lewe, as jy kyk na mekaar se lewens, of na jou eie lewe, moenie na mekaar se lewens kyk nie, ons het almal staf om uit te sort. Kyk na jou eie hart. Elke ou is op sy eie journey. Bid vir mekaar. Moenie mekaar dophou en try uitfigure wat's fout met die een langs jou nie. Hy is op sy eie journey. Die Here gaan hom uitsort, net soos hy my uitgesort het. Die Here doen wat hy moet doen. Spreuke 14 vers 30 sê, a peaceful heart leads to a healthy body. Jealousy is like cancer to the bones. Met ander woorde, dit wat in jou hart aangaan, gaan uitpop in jou lyf, en goed wat jy nie like nie. Lente, jy stem so. Lente, okay. Your life will reflect the health of your heart. Okay? Jesus sê in Johannes 10 vers 10, I came to give life and life more abundantly. Dit is hoe ons lewens moet lyk. En die enigste een wat in die pad staan van daai, is jy. Ons het dan nog nie 3 oor ons is amper daar. Hoe gaan dit met julle? Is julle okay? Okay. Nommer 5. Sê weer. Ja, dit is nie. Nommer 5. You will be growing in the knowledge of God. You will be growing in the knowledge of God. In ander woorde, as jou hart oop is, en die Here kan met jou hart werk, en jy staan voor die Here, en jy breek jou hart oop, en jy sê, Here, wys my, wat gaan hier aan? Wat moet ek uitpluk met wortel en tak? As jy dit doen, dan groei ons leer die Here ken, obviously, dis 'n relationship. So soos wat jy hom in jou lewe toelaat, om goed vir jou te wys, en met jou te werk, en stap vir jou oop te breek, en goed uit te ruk, wat nie in jou hart moet wees nie, en dit te vervang met die waarheid van die woord van die Here, so leer jy hom ken. Jy bou jou verhouding, en jy kom agter, hy is regtig awesome. It's amazing. Dis regtig die moeite werd, ouens. You will grow in the knowledge of God. Mattheus 5 vers 8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Moenie laat wat in die wêreld aangaan jou distract nie. What you behold is what you become. Dit wat jou aandag het, daar waar jy jou tyd spandeer, dit gaan 'n impak hê op jou hart. As jy meer tyd spandeer in die wêreld, as jou fokus is op al die snert wat aangaan in die wêreld, en jy is 'n oop channel na jou hart toe, waar in die wêreld net al die junk in kan damp, wat hulle wil damp, en jy wil distract, dat jy nie die Here kan sien nie, dan gaan dit gebeur. Jy moet daai channel breek, jy moet dit toemaak, en jy moet jou aandag op Jesus sit. Ons het nodig om te kyk, wat sy opinie is, oor ons lewe, en ons moet dit magnify. Nie dit wat ons experience nie. Ons moet dit wat God sê waar is magnify, nie dit wat die wêreld sê waar is nie. Nommer 6. You are no longer infatuated by the passing pleasures of the world. Met ander woorde, al die nice entertainment wat die wêreld het om te offer, dit faze jou nie meer nie. Jy is ontslaaf van dit. Dis okay. Jy's los van dit. Jy worry nie meer om dit te doen nie. Dis okay, jy gaan aan. As daar 'n rugbywedstryd op 'n Sondag is wanneer die kerk aan die go is, dan sê jy dis okay, ek gaan dit skiep, kerk toe. Want jy het gegroei, jy het op 'n plek gekom waar die pleasures van die wêreld nie meer vir jou so groot aantrekking is nie. Jou aantrekkingskrag raak nou jou verhouding met Jesus. Dit is die ding wat vir jou joy bring. Matteus 6 vers 21 sê,
For where your treasure is, there your heart will be also. So daar waar jy jou skatte sit, daar waar die goed is wat jou goed laat voel, en wat jou lekker laat voel, en wat jou lewendig laat voel, daar is jou treasure. En dis waar jou hart is. En as dit in die wêreld is, dan gaan jy regtig sukkel om God se stem te hoor. En dan wanneer jy hom nodig het, wanneer goed verkeerd gaan, dan gaan jy in die moeilikheid wees, want jy het nooit geoefen om hom te hoor nie. Jy is so vol van al die stemme van die wêreld. Jy is so geoefen om die stemme van die wêreld te hoor, dat jy nie meer weet hoe klink Jesus se stem as hy met jou praat nie. Jy het dit gemis, want jy is vol van ander voices. Jy is vol van stuff op Netflix, en ek weet nie eens wat dit is as wat ons kyk nie, YouTube, en elke Tom, Dick en Harry se opinie van wie God is en wie hy nie is nie, en van wie jy supposed is om te wees, en hoe oud die aarde is, of hoe oud die aarde nie is nie, of wat se junk daar alles is wat ons self mee entertain. Ons entertain onsself met junk. En dan as ons die Here nodig het, dan kan ons sy stem nie hoor nie. Want hy goed maak jou hart, dit distract jou. En jy vat daai goed wat jy hoor, en dit raak jou opinie, dit raak jou lewe, dit raak jou reality, en dit raak jou truth, en jy mis Christus. Jy mis hom. Die laaste een, nommer 7. Your words, attitudes and actions will be life-giving and good. Mattheus 12 vers 35 sê, a good man out of the good treasure of his heart brings forth good things, and an evil man out of the evil treasure bring forth evil things. So al die goed in jou hart geplant is, al die goed wat jy in jou hart gesit, waarmee jy self besig hou, wat jy toelaat dat die wêreld in jou hart stort, dit begin groei in jou hart. Dit vat pos in jou hart. En dit raak jou lewe. En dit raak wie jy is. Dit raak jou destiny. As a man thinketh in his heart, so easy. And the issues of life springs out of our heart. En as jy verkeerde goed daar inplant, en dan pop verkeerde goed uit, soos wat met my gebeur het, moenie vir die Here vra, wat gaan nou aan nie? Hoekom is dit wat in die Bybel staan nie waar vir my nie? Daai is die 7 toetse, ouens. En as jy 'n red flag het, soos ek sê, die eerste keer toe ek hierdie toets gedoen het ek al 7 red flags het opgepop in my hart. Ek moes aan al 7 hierdie goed werk. Daar's goed wat ek moes verander. Ek moes die TV afsit. Ek moes besluit om my mind te renew, en ek moes aanvaar wie God sê ek is. God het gesê, He has made me accepted. Hy het gesê, hy het my heilig gemaak. Hy het vir my gesê, ek het jou sonde weggevat, dit staan nie tussen my en jou nie. Hy het vir my gesê, Jolanda, jy's righteous. Ek soek relationship met jou. En ek moes die goed wat in my pad gestaan het, om relationship, en van dit is kerkstaf. Hoe weird? Good things. Maar ons raak so besig met kerkstaf, dat ons nie by die Here uitkom nie. Dis wat met my gebeur het. Jy maak nie tyd nie. Jy gaan sit nie by hom, as hy jou roep nie. Jy sê vir hom môre, ek sal môre kom. Miskien oormôre, miskien volgende week. Ek wil gou die boek klaar lees, ek wil gou die seep klaar kyk, whatever ons excuse is. Nou ouens, ek weet nie wat julle gedoen het nie, maar dit was 'n dreadful situation vir my. En my hart was seer. My hart was gebreek, want ek het besef, Christus was supposed om my eerste liefde te wees. En hy was nie meer nie. Ek was distracted deur nonsens. En ek moes 'n way vind om my situasie om te draai. En ek wil met julle dit share vandag, dat as jy na jou eie hart kyk, en daar's goed wat jy moet uitsort, doen dit. Doen dit. Want Jesus het 'n huge price betaal vir jou. En jou lewe is nie jou eie nie.
Hy het ons elkeen uniek gemaak met ons eie persoonlikheid en stap, is waar. En hy wil nie hê jy moet noodwendig jou personality verloor nie, maar hy wil hê sy droom moet jou droom word. Hy wil hê dit wat hom laat tik, moet jou laat tik. Hy wil hê dit wat vir hom 'n treasure is, moet vir jou 'n treasure raak. Mense, die mense om ons, die stikkende mense, die weird mense. Goed wat gebeur wat nie vir ons sin maak in ander mense se lewens nie. Mense wat shattered is. Dis God se treasure. En hy wil hê dit moet ons treasure raak. Maar as ons hart is, as my hart is teenoor Bianca, dan gaan ek nie 'n woord kan kry vir haar wat ek met haar kan share, wat haar moet oplig vir die dag wanneer sy swaar kry nie. We need to change our hearts. En die laaste vers waarmee ek wil afsluit is Romeine 1 vers 21. En hierdie is 'n resep om jou hart te verander. Hierdie is 'n resep wat jy kan gebruik om die kondisie van jou hart te verander. En dit gaan tyd vat, maar doen dit. Want ons is supposed om die atmosfeer in hierdie plek te change. Dis ons job. Ons is supposed om die force te wees waarmee rekening gehou moet word. As ons voet neersit in hierdie dorp en ons sê nee, dan moet hulle vir ons luister. Maar as ons divided is, ons weet nie wie ons is nie, ons praat nie uit een mond nie, ons het hierdie relativity thing, ons kom nie by mekaar nie, ons kritiseer mekaar. Ouers, daar's soveel krag in unity. Maar as ons ons eie harte net kan uitsorteer en kompassie kan hê met die ander ou se proses waarop hy is om sy hart uit te sorteer en ons mekaar op kan lig en mekaar kan bemoedig en sê ek is ook waardeer, jy gaan okay wees, dan gaan dinge begin verander. We will be able to move on to maturity, to being a force that needs to be reckoned with. Romeine 1 vers 21 sê, because although they knew God, they did not glorify him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Is nogals rof. Maar as jy hierdie vers in hierdie vers lees, as jy hom in hierdie vers lees agteruit terug, dan is dit 'n resep om jou hart weer te verander. Om die kondisie van jou hart weer lig te maak in plaas van donker. Dis 'n way om weer te kan sien met jou hart. Dis 'n way om weer te kan hoor met jou hart wanneer die Here met jou praat. En kom ons kyk daarna. They became futile in their thoughts. Dis waar ons begin in ons gedagtes. Wat gaan aan in jou kop? Wat se gedagtes hou jy jouself mee besig? Die woord futile beteken incapable of producing any useful result. Incapable of producing any useful result. Wat beteken dat as ons gedagtes kan uitsorteer, it will produce a useful result. Dis hoekom die woord sê, neem elke gedagte gevangene en maak dit gehoorsaam aan Jesus Christus. Ja. Sort jou gedagtes uit. Dan die volgende stuk is, nor were thankful. Okay? So, begin 'n lewe van dankbaarheid te lewe. Dis ons volgende stap. Sê net dankie. Sê net dankie vir dit wat goed en reg is. 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for
you. This is the will of God. 'n Lewe van dankbaarheid is God se wil vir jou lewe. So as jy wil weet, wat is God se wil vir jou lewe? Dis om dankbaar te wees. So as ons gedagtes kan uitsorteer, en ons kan by thankfulness uitkom, dan het ons al 'n paar goed reg gekry. Die volgende een is, to glorify Him as God. To glorify Him as God. Glorified, die Hebreëse woord daarvoor is doxa, dit beteken God se opinie. God se opinie, to glorify Him as God. Met ander woorde, wat is God se opinie van wat aangaan in jou lewe? Wat is God se opinie van die omstandighede in jou lewe? Wat is God se opinie van die siekte in jou lewe? Wat is God se opinie omtrent jou finansies? Wat is God se opinie omtrent jou filosofie of die manier hoe jy die wêreld sien? Wat is God se opinie oor hoe jy die mense rondom jou sien en met hulle omgang en die goed wat jy van hulle sê? Wat is God se opinie van dit? En dan vat jy jou opinie en dan maak jy dit ondergeskik aan God se opinie. En jy glorify sy opinie. Jy exalt hom. As jy siek is, wat is God se opinie oor jou siekte? By my stripes you were healed. So jy magnify dit. En jy begin thankful raak vir sy opinie. En nie vir die dokter se opinie nie. En jy gaan vat daai skrif en jy gaan plant dit in jou hart. Dieselfde is waar vir jou omstandighede, vir jou verhoudinge met ander mense, vir jou finansies, wat ook al dit is wat jy mee sukkel. Gaan vind God se opinie en exalt dit. Maak dit groter as jou opinie. Glorify God. Glorify Him in His opinion. Glorify Him in who He is. Glorify Him in the love that He has for you. A everlasting love. Dit gaan nooit ophou, nooit, ooit, ever nie. En soos wat ons begin om hierdie stappetjies te volg, so gaan ons harte begin verander. En outomaties gaan die beeld wat jy van Christus in jou hart het, ook begin verander. Dit gaan align met wie hy sê hy is, met hoe hy homself openbaar in sy woord, volgens sy opinie van wie hy is, nie jou opinie nie. So ouens, en dit is die laaste gedagte, ek wil julle regtig aanmoedig om deur hierdie proses te gaan. Moenie stak bly nie. Moenie stak bly nie. Ons kan groei. Ons het die lewende God. Daar is nie 'n groter krag in die universe nie. En daai krag is in jou. Hy bly in jou. Hy's binne in jou. And He can do exceedingly, abundantly above anything you can ask or think, according to His power in you. Maar as ons harte verhard, as ons vir 10 of vir 20 jaar in die kerk sit, en goed gaan fout in ons lewe, en dit voel of die Here ons nie hoor nie, en ons smeek en ons huil, en dit voel of hy ons nie hoor nie, en ons doen wat ons dink ons moet doen, en dit voel of hy ons nie hoor nie, dan moet ons consider, wat gaan ons in ons harte aan? Consider, het ek gaan kyk wat beteken dit in die Grieks. Consider is, en dit is nie wat daar gestaan het nie, dis hoe ek het geïnterpreteer het. Dit is, as jy vir die see kyk, dan beteken dit nie, jy staan op die duin en jy kyk vir die see nie. Dit is nie wat consider beteken nie. Consider beteken, jy gaan in die see in. Jy duik in die see in, jy gaan kyk wat gaan daar aan, jy leer om ken, jy skrob tussen die goedjies wat daar is, jy maak 'n closer investigation. En dis wat Hebreërs 3 vers 1 sê, consider your apostle and high priest, Jesus Christ.
Consider the price He paid for you. Consider His power in you. Consider His love for you. Consider your heart. En sort dit uit. Want jy is precious in God se oë. En hy het jou geroep vir 'n baie, baie spesifieke doel. En dit wat hy wil doen in Stilbaai, gaan hy doen deur jou. Hy gaan dit doen deur ons. Ons is die ouens wat hand opgesteek het. Ons is die ouens wat hier is vanaand. En ons het hom. En hy is nie sonder simpatie nie. Hy het kompassie vir ons. Hy verstaan ons, dis hoekom hy 'n mens geword het. Gaan lees Hebreërs. Gaan lees daai eerste 3 hoofstukke. Hy het 'n mens geword en hy het ervaar wat ons ervaar in ons vlees. Daarom het hy kompassie vir ons. En as ons met opregtheid na hom toe gaan, ons bring ons hart voor hom en ons breek dit oop en ons sê, Here, help my. Weet nie hoe om die gemors uit te sorteer nie. Dan gaan hy dit doen. Hy gaan jou help. En dit is my gebed vir elkeen van julle wat hier sit vanaand. Dat julle sal tyd maak om by die Here uit te kom. En dat jy jou hart voor hom sal oopbreek. Dat hy jou sal help om die goed wat daarin is, wat die lewe vir jou moeilik maak, uit te sorteer. Sodat jy in lyn kan kom met sy wil vir jou lewe. Want hy is ontsettend lief vir jou. En hy wil jou nie los soos wat jy is nie. Hy wil jou regop help. Hy wil jou intrek in 'n verhouding met hom. Hy wil jou naby hom bring. En hy gaan dit doen as jy hom toelaat. En dit gaan amazing wees. Dis die een journey wat absoluut die moeite werd is om op te gaan. Sit dit op jou bucket list. Ek gaan my hart uitsorteer. Kan ek vir julle bid? Thank you, Lord, that you are a good God. The word says it is the goodness of God that leads to repentance. Thank you, Lord, that you love us with such a great love, God, and you understand us and you have compassion with us, Lord. And thank you that you are not angry with us, Lord. You are not angry. You understand our challenges. Thank you, Lord, for the Holy Spirit that you have given us. You did not leave us as orphans, Lord, but you gave us the Holy Spirit to lead us, to teach us, and to bring us to you, to help us connect with you, Lord. Lord, our spirit is one with you. In our spirit, we are one with you, Lord. And I'm asking tonight that the power will flow, that it will flow so that it can manifest in our lives, so that what we surround ourselves with, our lives and the fruit that we bear will be a pleasant fruit. When people see us, they will say, I want what you have. I want to be with like you. I want to, tell me, what did you do? What changed? So that we can testify of the mighty work that you did on the inside of us. Lord, I ask that everyone that is here tonight will have the courage to come before you with their hearts. Lord, give us the courage to come so that we can sort it out, so that we can become strong again, and so that we can move on into maturity, and so that we can be who you called us to be. Lord, we love you. Lord, I trust you. You are my God, you are my Father, you are the Lord of my life. Thank you for what you did. Thank you for saving me. Thank you for pulling me back in relationship with you. Thank you for helping me. Thank you, Lord, that you will help everybody that's here tonight to see you, to see your goodness, Lord, and that your love will manifest in their lives, that they will feel loved, that they will know you according to your love and your greatness, Jesus. Thank you that we are not alone. Thank you, Lord, that we are not alone. We worship
your holy name. Amen and amen. Amen.